Romeine 13 is 'n opvolg van die vorige 2 hoofstukke, waar Paulus 'n baie mooi prent vir ons probeer skep van hoe 'n Christen se lewe moet lyk. Hoe my en jou lewe dit van God se moet reflekteer. Hoe ons God se karakter moet wys vir die wêreld deur ons dade. Nou ek lees vir jou vers 1 tot 2 en dan gaan ek oorspring na 'n paar van die ander verse toe. Hy sê in vers 1: Laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is. Want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat wel daar is deur God ingestel. Vers 2. Wie die gesag teenstaan, verset hulle dus teen die instelling van God, en die wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. Ek gaan nou aan, vers 6. Daarom betaal julle ook belastings, want hulle, dis nou die regering, dis die ouens in gesag, want hulle is dienaars van God, wat hulle juis hiermee bemoei. Betaal aan almal wat hulle toekom. Belasting aan wie belasting, tolgeld aan wie tolgeld, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekom. Vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ek fast forward so 'n bietjie. Vers 13. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met afguns en sovoorts. Vers 14. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Dis nou baie inhoud wat ek hier vir jou gelees het, maar as daar een ding is wat jy vandag moet wegvat is, ons is draers van lig. Beklee jouself met Jesus Christus, laat toe dat hy jou lewe verander, soos wat Paulus in hoofstuk 12 geskryf het. Wees onderdanig aan die regering, alhoewel ons nie noodwendig altyd saamstem met wat hulle doen nie, ons moet onderdanig wees aan hulle. Ons het nie rede om nie vir hulle te luister nie, ons moet nie noodwendig blindly hulle volg nie, maar hulle is daar gesit, want God het hulle daar gesit. En omdat God hulle daar gesit het, gaan ek hulle volg. Jy moet 'n geseënde week hê.